Hartlik welkom by die Gereformeerde Kerk Brakpan. Dit is vandag Sondag, die 8ste Junie 2025. Ons erediens, soos altyd, waargeneem deur Dominee Leon van Jaarsveld. Hy lees vanmôre uit Filippense 2 van vers 12 tot 18 en die tema van die preek: God werk in jou om goeie werke te doen. Ons op is die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons staan, dan loof ons die Here deur saam te sing uit Psalm 107, daarvan verse 1 en 2. Loof God omdat hy goed is en goed is sonder end. Meld dit al wie behoed is, verlos is uit elend, wat God uit elke land in vryheid weer herstel het, vry van die slaweband, waarmee hy hom geknel het. Psalm 107 vers 1 en 2 en daarna doen ons saam belydenis van ons geloof. Kom ons bely ons geloof saam, waar elkeen in sy hart die volgende sê: Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan, uit op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. Amen. Tijdens volgens se preek gaan ons handel ook oor die eerste vraag en antwoord van die Heidelbergse Katekismes wat gaan oor ons dankbaarheidslewe. As ons kyk na die Heidelbergse Katekismes, natuurlik die eerste deel gaan oor ons sonde en ellende, dat ons dit moet weet. En daar word die wet net kortliks genoem, samevatting van die wet, liefde tot God, liefde tot ons naaste. Dan die tweede deel gaan oor ons verlossing, en dan in die derde deel, wat gaan oor ons dankbaarheid, omdat ons verlos is, kom die wet dan in sy volheid weer ter sprake. En dit wys vir ons, dat die nakoming van die wet deel is van ons dankbaarheidslewe. Kom ons luister daarna. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie.
Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie 'n slaaf of slavin, bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Terwyl ons so sit, antwoord ons daarop deur saam te sing uit Psalm 38, daarvan die eerste vers, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, o Here, U is die almagtige God. U het net gespreek en dinge was daar. Alles deur U geskape. O Here, hoe sal ons ooit U grootheid, U almag, U liefde vir ons, U genade kan begryp? Ons verstand is veel te klein daarvoor. Maar tog is dit 'n wonder dat ons steeds tot U kan nader. Want U maak bemoeienis met ons. Ja, U werk deur U Gees in ons harte om ook vanoggend hier te wees om te luister na U woord. En ons dank U daarvoor. Want as dit van onsself afhang het, sou ons almal vandag by die huise gewees het. Nie ag geslaan het op U woord nie. Maar U werk in ons, U sal ons nie los nie. En daarom vra ons ook, as ons vanoggend na U woord luister, dat ons werklik sal luister. Dat dit ook deel word van ons lewenswandel. Dat ons in alles wat ons doen, U eer sal soek. Gehoorsaamheid aan U woord. Maar Here, gee ons ook die wysheid dan om U wil te doen. Ja, lei ons deur U Gees en deur U woord, sodat ons soos kinders van U kan optree, te midde van 'n wêreld wat soekend is, wat in chaos gedompel is, wat U nie ken nie. Ja, gee vir ons volharding in die geloof, wysheid om U te dien. Ons vra dit in die naam van U Seun, ons Verlosser, Jesus Christus. Amen.
Die oog op die skriflesing, terwyl ons so sit, sing ons saam uit Psalm 66, daarvan verse 1 en 7. Ons luister volgende na die woord van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Filippense 2. Filippense 2 vanaf vers 12 tot 18. Vorige keer wat uit hierdie gedeelte gepreek is, het ons gelet op die ligdraers wat ons moet wees. Vandag val die fokus op ander verse. Ek sal nou die teksverse weer voorlees. Filippense 2 vanaf vers 12 tot 18. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God, te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie, en nie verniet gesoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarby as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly. Ja, as ek saam met julle almal bly, om dieselfde rede, moet julle ook bly wees. Ja, saam met my bly wees. Teksverse neem ons die laaste gedeelte van vers 12 en vers 13. Ek lees dit soos dit staan in die 53 vertaling. Werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk, na sy welbehae. Daarmee saam luister ons ook na ons belydenis in Sondag 32 van die Katekismus. Die vraag word gevra, waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is? Die antwoord, omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade, en hy deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry en ons deur ons Godvreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen.
Kan die mens dan nie salig word wat in hulle goddelose ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? Nee, glad nie. Want die skrif sê dat geen onkeuse of afgodsdienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beerwe nie. Tot sover. Broers en susters, geliefdes in ons Here Jesus Christus. Ons het die afgelope tyd deur die Heidelbergse Katekismes gewerk. Die Heidelbergse Katekismes bestaan uit dieselfde 3 dele as wat die Romeinse brief wat Paulus geskryf het bestaan. Die eerste deel gaan oor ons sonde en ellende. Die tweede deel gaan oor hoe ons van ons sonde verlos kan word. En die derde deel gaan oor ons dankbaarheid wat ons moet bewys omdat ons verlos is. Verlede Sondag het ons die sakrament van die nagmaal gevier. En 'n paar Sondae gelede is daar 'n kindjie gedoop. 2 sakramente wat in wese die sigbare verkondiging van die woord is, wat deur tekens van water, brood en wyn God se beloftes aan ons verseker. Dis immers wat 'n sakrament is, 'n teken en 'n seël. 'n Net soos, maar ook 'n net so seker, soos ek dit beskryf het in die preek wat handel oor die sakramente. Die behandeling van die sakramente val dan in die tweede deel van die Heidelbergse Katekismes wat handel oor ons verlossing. Dit wys vir ons dat ons net deur Jesus Christus verlos word. Deur sy kruisdood het hy 100% ons skuld voor God betaal. En was dit 'n versoening van al ons sonde. Ja, Jesus het alles vir ons gedoen. En ons kan niks bydra om gered te word nie. Al wat ons kan doen, is om dankbaar te wees vir ons verlossing in en deur Jesus Christus. En dis dan waaroor die derde deel van die Heidelbergse Katekismes gaan. Ons dankbaarheid vir ons verlossing uit genade alleen. Ja, genade alleen. Maar wanneer ons Filippense 2 vers 12 lees, dan klink dit tog of ons iets moet bydra om gered te word. Want daar staan in die ou Afrikaanse vertaling, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Ons sou dit ook kon vertaal, werk met eerbied en ontzag aan julle verlossing. Werk aan julle verlossing. Hoe rym dit met die boodskap dat ons nie kan werk aan ons verlossing nie? Niks kan bydra nie. Dat ons net verlos word met God se genade. Broers en susters, ons moet versigtig wees om 'n vers buite konteks aan te haal. Ons moenie 'n vers lees los van die gedeelte waar binne dit staan nie. En daarom moet ons vers 13 saam met vers 12 lees. Werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Met ander woorde, dit is God wat aan ons die begeerte gee om as nuwe mense te lewe. En daarom staan daar in die nuwe vertaling by vers 12 en 13, julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. In vers 12 gaan dit dus nie daaroor dat ons moet werk om verlos te word nie, maar dit gaan daaroor dat ons moet werk omdat ons reeds verlos is. En dit is die Heilige Gees wat ons gewillig en bekwaam maak om goeie werke te doen. Anders gestel, God werk in ons om te werk. In vers 14 tot 16 wys die Here ons dan hoe ons vir hom moet werk. In die eerste plek moet ons sy wil doen sonder om te kla of te praat. Ons kan so maklike verskoning uitdink
oor hoekom ons nie God se wil kan doen en hoef te doen nie. Maar so mag dit nie wees nie. Sonder om te kla of te praat, moet ons aan God gehoorsaam wees. In die tweede plek moet ons bo alle verdenking staan en opreg bly. Ons moet nie so lewe dat mense ons van allerhande verkeerdhede kan verdink of aankla nie. En in die derde plek moet ons ligdraers vir ontaarde en korrupte mense wees. Ons is hier om die wêreld te wys wat reg en verkeerd is. En ons moet getuies wees van God se liefde vir sondaar mense. Maar goed, ons het nou gehoor dat God in ons werk om goeie werke te doen. Maar hoekom is goeie werke so belangrik, veral nou dat ons weet dat ons reeds verlos is? Ons belydenis verduidelik dit aan ons. In die eerste plek wys dit ons dankbaarheid teenoor God. Wie verlos is deur Jesus Christus, moet sy dankbaarheid wys deur goeie werke te doen. Dit kan eenvoudig net nie anders nie. Wie nie goeie werke doen nie, wys daardeur dat hy vreemd staan teenoor die verlossing van Christus. Dat 'n mens goeie werke doen wanneer Christus jou lewe aanraak, kan gesien word in die lewe van Saggeus. Toe hy in aanraking kom met Jesus Christus, het hy dadelik gesê dat sy lewe voortaan nie meer gekenmerk sal word deur bedrog en afpersing nie, maar deur die doen van goeie werke, onder andere deur hulp aan die armes. Wie met blydskap kan sê, hy het my verlos en aan my welgedaan, sal ook spontaan vra, wat kan ek die Heer vir al sy guns vergeld? Wat kan ek hom bring uit dank vir sy genade? Met Jesus Christus in ons lewe doen ons nie goeie werke omdat ons gedwing word nie, maar spontaan en blymoedig omdat ons God liefhet. In die tweede plek doen ons goeie werke om sekerheid van ons geloof te kry. 'n Boom word geken aan sy vrugte. Net so kan ek uit goeie werke sien dat ek waarlik 'n kind van God is. Iemand wat nie vrugte van geloof voortbring nie, is nie 'n gelowige nie. Maar hy wat, al is dit in swakheid, tog die goeie probeer doen, wys daardeur dat hy werklik 'n gelowige is. Christus gebruik die beeld van 'n wingerdstok in Johannes 15 as hy sê, wie in my bly en ek in hom, dra baie vrugte. In hierdie beeld noem Jesus homself die wingerdstok en ons is die lote. 'n Ware gelowige is 'n loot wat aan Jesus verbind is. En daarom kan hy nie anders as om vrugte van die geloof te dra nie. Ons bly dus in Christus en hy bly in ons. Hy stel ons in staat om goeie werke te kan doen. Deur sy woorde en deur die Heilige Gees snoei hy ons reg om nog meer goeie werke te doen. Anders gestel, 'n Christen is soos 'n boom wat uit die ou sondige en onvrugbare grond oorgeplant is in Jesus Christus as die nuwe grond waaruit hy moet lewe. Dit is vanselfsprekend dat 'n boom wat by God se waterstrome geplant is, ook vrugte sal dra. Gelowige wat deur Jesus gevoed word met die Heilige Gees en woord, bring spontaan vrugte van dankbaarheid voort. Maar 'n loot wat nie vrugte dra nie, word weggesnoei. Droë loot kan nie aan die wingerdstok bly nie. Droë loot is iemand wat voorgee dat hy in Jesus Christus glo. Omdat hy nie regtig glo nie, dra hy ook nie vrugte nie. Daarom moet ons elkeen self ondersoek. Is daar werklik goeie werke van dankbaarheid in my lewe? As ek bely dat ek werklik glo
en dat ek God met my hele hart vertrou vir my verlossing, dan moet ek mos myself beywer vir goeie werke. En goeie werke is alleen die werke wat uit 'n ware geloof volgens die wet van die Here en tot eer van die Here gedoen word. Dis slegs 'n goeie boom wat goeie vrugte dra. Slegs 'n mens wat deur Jesus Christus goed gemaak is in die oë van God, kan goeie werke in die oë van God doen. Ons is geneig om met menslike maatstawwe te bepaal wat goeie werke is en wat sleg is. Maar die Bybel leer ons anders. Goeie werke is net die werke wat doelbewus deur 'n gelowige gedoen word om God te behaag. 'n Heiden kan dus nie goeie werke doen nie, al lyk dit vir ons hoe goed. In Sondag 33 van die Heidelbergse Katekismes sal ons verder daarop let, waar die vraag spesifiek gevra word, wat is goeie werke? Paulus sê sy strewe hier op aarde, of hy nou in die liggaam woon, of uit hierdie liggaam woon, is om te lewe soos God wil. Hy vra die heeltyd, of wat hy doen, die Here sal tevrede stel. Dit is goeie werke. Alles wat ek, omdat ek in Jesus Christus verlos is, doen met die bedoeling om God tevrede te stel. Dit is dankbaarheidswerke. Dit is die reaksiewerke omdat God my verlos het en 'n nuwe mens gemaak het. As ons dus vrugte in ons lewe sien, dan moet ons God daarvoor dank en daaruit sekerheid kry dat ons sy kinders is. In die derde plek doen ons goeie werke om ons naaste vir Christus te wen. As ons opreg probeer om soos God se kinders te lewe, sal mense rondom ons nie anders kan om dit raak te sien nie. En uit die Bybel weet ons dat sommiges ons daaroor sal spot. Maar op ander sal ons goeie werke 'n magnetiese krag hê om hulle na ons, nie na ons toe nie, maar na God toe te trek. En nou is die vraag, lê die oorsaak dat daar so min mense na Christus toe getrek word, nie by ons wat so min goeie werke doen nie? In plaas van om 'n godvreesende lewe te hê, wat hulle na God toe trek, sien hulle dikwels ongodvreesende mense wat hulle van God af wegstoot. Daar is baie mense wat 'n weerstand in die kerk gekry het, juis deur die gedrag van kerkmense. Selfs ongelowiges verwag van 'n Christen 'n ander soort lewe as van mense wat Christus nie ken nie, en tereg ook. En daarom moet ons ernstig aandag gee aan Petrus se vermaaning. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Nou broers en susters, daardie dag van afrekening voor die regterstoel van Jesus Christus sal ons ten volle begryp. Daardie dag sal ek weet, want alles sal bekend wees. Dan sal ek weet hoe groot God se genade in my lewe is en was. Dan sal ek waarlik sien dat ek uit myself uit geen goeie ding kon doen nie. Dan sal ek weet dat al die dinge wat ek goed gedoen het, die dinge was wat deur die Heilige Gees in my gewerk is. Dan sal ek weet, ek ontvang nie na verdienste nie. Ek ontvang volgens Christus se werk, volgens sy verdienste. Alles is genade, onverdiende guns alleen. Dan wag daar vir my en jou, wat uit dankbaarheid ons lewe aan die Here wys, die kroon van die ewige lewe, wat die Here Jesus Christus beloof het. Broers en susters, dis die beloning op Christus se werk.
Dis die beloning vir elkeen wat Christus se werk in geloof aanvaar en in sy eie lewe tot uiting laat kom. Doen daarom goeie werke. Doen werke wat vir die Here behaaglik is, uit dankbaarheid vir jou verlossing, en ontvang dan Christus se loon, die kroon van die ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, soos altyd staan ons weer eens verstomp voor U woord. Nou Here, ons is van nature geneig om U en ons naaste te haat. Selfs ons beste werke is met sonde bevlek en verdien die dood. Maar tog het U weer eens in die neerbuigende liefde tot ons genader. Ja, en U werk deur U Gees en deur U woord in ons, sodat ons ook daardie wysheid sal hê, die wil sal hê, om werke te doen wat U behaag. O Here, ons vra dat U ons die krag sal gee om dit te doen. Dat in alles wat ons doen sal vra, of dit tot U eer is, of dit U wil is. Selfs die kleinste dingetjie in ons lewens. Ja, dat ons met ons hele lewe so sal lewe dat ons daardeur die evangelie verkondig. Ja, dat ons ander mense sal trek om dig by ons te kom. Maar gee ons dan ook die wysheid om te vertel van die werke wat U in ons doen. Te vertel van die redding wat U vir ons bewerk het. Dat ons alle fokus op U sal plaas. Want U alleen werk in ons, sodat ons ook vir U kan werk. En ons dank U daarvoor. Here, ons dra ons gemeente aan U op. Wil U ook in ons as gemeente kragtig werk deur U Gees. Dat ons ook waarlik ligdraers sal wees in 'n ontaarde en korrupte wêreld. Maar ook in elkeen van ons persoonlik se lewe. Here, U weet wat se beproewinge daar op elkeen van ons se pad is. Maar ook daar hou ons vas aan die belofte dat U ons nie bo ons vermoë sal beproef nie. Elke keer as U so met ons besig is, sien ons weer U liefde raak. Want U hou ons vas. Ja, selfs die dood kan ons nie uit U hand ruk nie. Weer eens, genade op genade. Here, wil U ons toevou met die vaandel van U liefde, beskermend in die holte van U hand. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Na die afdra van die kollekte, die liefdegawe, sing ons saam uit Psalm 40, daarvan die 4de vers.
Verhef jou harte tot die Here en gaan hierdie week in met sy seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Goeiemôre broers en susters. Die volgende afkondigings, baie geluk aan lidmate wat hierdie week verjaar, die 8ste Junie aan Nel Meis, die 11de Rita Mitterhoetsner, Elgard Smit, Eno Steenkamp, 12de Jan Pretorius en Chantanique Meis, 13de Tannie Jenny Dippenaar en die 14de Piet van Rede van Oudtshoorn. Al hierdie lidmate, baie geluk met die verjaarsdag en mag die Here sy seën en hand vir nog baie lank oor julle hou. Dan word voorbereiding gevra vir Kevin en Lorraine Mekater se seentjie wat in die hospitaal is. Ons hoor hy is ontslaan, waar daar is vog op die brein. Broers en susters, ons dra hierdie klein seentjie op in ons gebede, ook vir Lorraine en Kevin en ook vir Willem hulle. Dit is maar 'n beproewing wat op mense pad kom, veral as mens so magteloos voel. Maar ons weet, God is almagtig en baie sterkte vir julle Willem. Ons bid vir vinnige herstel. Voorbereiding ook nog steeds vir Christine gevra, wat nog in die Dalview Hospitaal is. En dan is ons dankbaar vir Esther Dekker, wat ook tuis is na haar operasie en tuis aansterk. Sterkte daar vir julle ook nie. Dan is daar Bybelstudie, Dinsdag om 09:30, ook vanoggend. Broers en susters, ons het die aand Bybelstudie geskuif na die oggende toe. Ons gaan poog om elke keer so 10:00 te begin, dat ons 11:00 klaar maak. Jy is baie welkom daarby in te skakel. Ons is by Sagaria. Vandag is die 4de naggesig wat Sagaria gesien het, Sagaria 3. Almal is baie welkom om dit by te woon. En dan, Tammy het huis skoon gemaak en afgekom op 'n hele spul kinderbeertjies en poppies en allerlei sagte speelgoed ook. Is daar in die saal gesit. U kan asseblief vir die kinders, kleinkinders of as u van iemand anders weet wat sal baat vind daaruit, kan u daarvan neem. Baie dankie Tammy, ons waardeer dit. En dan wil ons ook net vra, Albert gaan baie kort terugvoering gee net oor ons begroting en dan dat die graad 6 en 7 se ouers, as julle kinders vandag ook hier is, net vir blikkies ook sal sien, as die katekisasie begin, blikkies wil net so vinnig met u 'n woord ook wissel.